Ons groet dan ook almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons elkeen vandag God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef en mag ons 'n boodskap ontvang wat ons geestelik verryk en wat ons motiveer en inspireer om God met oorgawe en met toewyding te kan dien. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor die genade troon kom ons weer vandag buig om U te aanbid en te loof en te prys. U is die God wat van ewigheid tot in ewigheid bestaan. U is die God wat niemand nodig het om as raadgewer te raadpleeg nie. In U wysheid, ja, U alwysheid, neem U besluite soos U wil. Beplan U ewige raadsplan. En ons loof U, Here, dat dit vir ons moontlik is om iets daarvan in U woord te kan leer ken. Om die goue draad van verlossing deur die woord te kan volg en te kan sien hoe dat U plan van verlossing ontvou. En in hierdie adventstyd waar ons op pad is na viering van die geboorte van Jesus Christus, is dit wonderlik om te sien hoe dat U plan daar in Bethlehem in 'n krib besig is om te ontvou. En daarvoor kom dank ons U, en ook omdat ons besef dat ons deel is van U plan. Omdat U vir elkeen van ons in U plan insluit en gebruik, net uit genade, of ons dit nou verdien of nie, of ons dit waardig is of nie. Ja, Here, U gebruik ons selfs ook ten spyte van wat ons doen. Al oortree ons U wil. Al weier ons om in U te glo. Ten spyte van wat ons doen, gebruik U ons nog steeds as instrumente in U hand om U doel met alles in die lewe te bereik, en daarom weet ons dat niks toevallig is nie. Dat alles met 'n rede gebeur. En daarom is ons opreg dankbaar dat ons vandag ook hier in U huis by mekaar kan wees. En kan luister na die verkondiging van U woord, want ons weet ook daarmee het U 'n plan en 'n doel. Ons weet dat elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister, nie om dowe neete daarna luister nie. Ons weet dat U met ons praat. Omdat U ons elkeen ken en ons harte ken en ons behoeftes verstaan, daarom praat U met elkeen van ons persoonlik. Al is dit een stem wat praat, dieselfde woorde wat gebruik word, kry elkeen tog 'n unieke boodskap. En ons bid dat U dit sal doen deur die kragtige werking van U Heilige Gees, omdat U almagtig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, deur die eeue heen is mense nog altyd op soek na raad. En met raad bedoel ons iets soos wyse leiding. Ek moet 'n belangrike besluit neem, of ek moet 'n keuse maak,
En ek weet nie watter een om te neem, watter een gaan die beste wees nie. En dan soek ek wyse leiding. En ek soek raad in my besluitneming, sodat ek die beste moontlike besluit kan neem. Soms sukkel ek met iets. Ek worstel met 'n projek. Ek het 'n werksopdrag gekry wat ek moet uitvoer en ek het 'n teikendatum waarteen dit afgehandel moet word, maar daar is so baie struikelblokke in my pad, dat ek sukkel om daar uit te kom waar ek graag wil wees. Dan het ek goeie raad nodig, wyse leiding nodig, om my te help, om by oplossings vir my uitdagings uit te kom. En dis 'n menslike verskynsel. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n ding wat net vir jou of net vir my tref nie. Dis iets wat ons almal al in ons lewe teëgekom het en nog deur al die eeue heen ook met ons is. Nou is daar baie maniere waarop 'n mens probeer om raad en wyse leiding te kry. En party mense dink skare, papiere en klippe kan 'n mens help om wyse leiding te kry. En nou sal jy wonder, maar waarvan praat hy nou? Skare, papiere en klippe. Wie gebruik nou skare, papiere en klippe om besluite te neem? Baie mense doen. Ching chong cha. Hulle speel rock, paper, scissors om besluite te neem. Om te bepaal wie gaan nou die volgende een wees wat nou die volgende taak moet afhandel. As hulle nou nie kan kies nie, as niemand homself wil nomineer nie, dan speel hulle gou ching chong chan en kyk hulle wie wen, en dan die een wat wen, hy gaan nou die ding doen of hy gaan nie die ding doen nie. So gebruik hulle skare, papiere en klippe. Dit werk nie altyd vir alles nie. Kyk ons in die Bybel, dan sien ons deur die loop van die geskiedenis van die Bybel, het mense by verskeie plekke, verskeie persone, verskeie dinge raad probeer kry en raad gesoek. Ons lees daar in die eerste hoofstukke van die Bybel in Genesis. Eerste boek, hoofstuk 41 vers 37, hoe dat die koning van Egipte land, koning Farao, hoe dat hy geluister het na die wyse raad van Josef, wat sy droom uitgelê het, en vir hom gesê het, hy moet vir 7 jaar wat nou gaan kom, genoeg voorraad bymekaar maak, want in die 7 daaropvolgende jare, gaan daar 'n droogte kom, en hongersnood, sodat hulle kos kan hê, om te kan eet. So konings het wyse raadgewers gehad om hulle te help met hulle besluitneming. Later in Jesaja 19 vers 11, dieselfde gedagte, en dan ook in die boek Ester, in die eerste hoofstuk vers 13, lees ons van koning Ahasveros, wat geluister het na die raad. Hierdie keer van raadgewers wat hom nie so mooi gehelp het nie. Sy raadgewers het vir hom gesê, omdat sy vrou nie na hom wou luister en haarself paradeer as 'n, kom ons sê nou maar model, vooral sy gaste nie, want sy was 'n baie mooi vrou, en sy het gesê sy weier om dit te doen. Toe sê hy, maar as jou vrou nou weier om te doen wat jy vir haar sê, en ons vrouens by die huis hoor dit, dan gaan hulle ook weier om te doen wat ons vir hulle sê om te doen. So jy beter nou baie streng optree teenoor hierdie vrou van jou, om ons nou al die moeilikheid te spaar wat vir ons by die huis gaan wag, as jy dit nie doen nie. En hy luister toe na hulle dwaase raad. En ja, julle kan maar Ester gaan lees om te sien wat daar gebeur. Dan was daar ook geestelike leiers gewees, prominente persone, wat 'n wonderlike verhouding met God gehad het, en wat God gebruik het as instrumente, om sy werk hier op aarde te doen, en om as leier op te tree. Soos Moses byvoorbeeld. In Eksodus 18 vers 14 tot 16 sien ons sodat hy die volk gehelp het en vir hulle wyse raad gegee het. Ook in Deuteronomium 3 vers 28, hoe dat hy God geraadpleeg het
hoe God hom raad gegee het, sodat hy ook die volk kon raad gee. En dan kan selfs jou skoonpa vir jou raad gee. Moses se skoonpa Jethro het vir hom baie goeie raad gegee. Moses het hom vertel hoe dit die mense na hom toe kom, op strepe, sodat hy hulle kan raad gee oor al die besluite wat hulle moet neem, en al die moeilike goed waarmee hulle sukkel, en hulle huweliksberading, en die moeilikheid wat hulle het, en alles wat daarmee saamgaan. Toe sê sy skoonpa vir hom, Moses, maar jy kan nie alleen alles doen nie. Jy gaan jouself uitbrand in die proses. Kry vir jou bekwame ouens, verantwoordelike ouens. Delegeer die werk. Laat hulle jou help. En Moses het dit toe gedoen. Sy skoonpa het hom goeie raad gegee en dit het hom gehelp. Dit het goed gewerk. Priesters was ook mense gewees wat as raadgewers opgetree het. Hulle moes ook dikwels as regters optree. Ons lees in Deuteronomium 17 vers 9 byvoorbeeld daarvan. En somtyds moes hulle gebruik gemaak het van die Urim en Thummim. Die Urim en Thummim, ons weet nie presies wat dit was nie, maar dis iets wat hulle in 'n borssakkie gedra het. Aaron was die eerste een wat dit gedra het, want hy was die heel eerste priester gewees, hy was ook die heel eerste hoofpriester gewees, wat ons van lees in die Bybel. En binne in daai sakkie was dan nou hierdie Urim en Thummim gewees, en ek vermoed, ons weet nie regtig nie, ek vermoed die een het ja beteken en die ander een het nee beteken. So is op een of ander manier, hy nou, kom ons sê nou maar argumentsonthaalwe, hy steek sy hand in die sakkie en hy haal nou eers die Urim uit, dan beteken dit ja, jy kan nou maar voortgaan. En as hy sy hand uitsteek en haal nou eers die Thummim uit, dan beteken dit nou byvoorbeeld maar nee, jy kan nie voortgaan nie. Dis nou maar net 'n spekulasie en 'n voorstelling van hoe dit dalk moontlik miskien kon gewerk het, want die Bybel spel dit nie vir ons uit nie. Vir hulle was dit algemene kennis, en vir hulle om algemene kennis neer te skryf, wat almal daai tyd geweet het, was sinneloos geweest, maar nou weet ons ongelukkig nie presies hoe dit gewerk het nie. Maar in Esra 2 vers 63 lees ons dan ook hoe dat die priester spesifiek dan nou raad gevra was, en hoe dat hy dan nou die Urim en die Thummim gebruik het om die raad te gee. Daar was ook ongelukkig baie keer slegte raadgewers. Ons het nou gehoor van die ouens wat vir Ahasveros sulke slegte raad gegee het. Maar as er nou iemand is wat uitstaan as iemand wat slegte raad gegee het, dan is dit Agitofel. Nou van Agitofel kan julle gaan lees in 2 Samuel 15 vers 34, ook 16 vers 20 tot 23 en in verdere gedeeltes. Julle is welkom as julle die opname gaan kyk by die huis om dan nou rustig weer hierdie teksverse en gedeeltes alles te gaan lees om die hele storie te hoor. Daar is ongelukkig nie tyd om elke keer op elke storie of elke verhaal mooi in te gaan nie. Dan is daar ook wyse vrouens wat mense van raad voorsien het. Daar was byvoorbeeld by 'n plek met die naam Abel Bet Maaka 'n wyse vrou gewees wat wyse raad gegee het om die mense te help, en so ook praat Titus van ouer vroue in die gemeente wat oor wysheid beskik en na wie toe hy sou kon gaan wanneer hy wyse raad nodig het. Behalwe vir die priesters is daar ook die profete gewees waarna toe 'n mens kon gaan om hulle te vra vir raad. So sien ons het hulle na Nathan toe gegaan in 1 Konings 1 vers 12, Jeremia 18 vers 18 en 38 vers 15, lees ons ook hoe dat hulle profete geraadpleeg het, die profeet Jeremia spesifiek, en in hierdie geval koning Sedekia wat na hom toe kom en vir hom raad vra, en dan ook Daniel wat as profeet optree daar in Babylonië, en hoe dat Nebukadneser en al die ander Babyloniese konings by Daniel raad gekry het, ook by Elia en Elisa het mense gaan vra en gaan aanklop vir raad en vir wyse leiding. En omdat hulle profete was en God se boodskap verkondig het, het hulle vir God gevra om hulle raad te gee en hulle te help, en hulle die mense daarmee gehelp. Dan het koning Rehabeam gegaan en hy het vir ouer mense gaan raad vra. Ons lees daarvan in 1 Konings 12 vers 6 en later ook in Esegiel 7 vers 26. En die ouer mense het vir hom baie goeie raad gegee. Maar hy was nie tevrede met die goeie raad nie, en hy gaan toe na die jonger mense toe, en hy gaan vra toe vir die jonger mense raad, en hulle gee toe vir hom ander raad, en hy besluit toe om die jonger mense se raad te volg,
Ongelukkig is dit verkeerde raad gewees. Nou dit beteken nou nie dat 'n mens moet sê, ouer mense het altyd beter raad as wat jonger mense het nie. Want dit is nie altyd die geval nie. Dit is baie keer so, maar nie altyd nie. Al baie keer kan jonger mense goeie raad hê, wat ouer mense dalk nie het nie. Veral as dit nou by al die selfoon triks en toertjies en goed kom en al die apps wat daarop is en die dinge waarmee die ouer mense sukkel. Job se vriende sou ook mense wees wat 'n mens kon sien as iemand na wie toe Job kon gaan om raad voor te gaan vra. Ongelukkig het sy vriende ook vir hom nie regtig veel gehelp nie. Hulle het dinge maar op 'n eenvoudige manier gesien met 'n oorsaak en gevolg skema, gesê Job, jy het verkeerd gedoen, dis hoekom jy so swaar kry en soveel lyding verduur. So sy vriende het hom ook van raad probeer voorsien. In Spreuke lees ons hoe dat seuns na hulle paas toe moet gaan, dat die pa vir sy seun sê, my seun, luister na die wyse raad wat ek vir jou gee. Soek na wysheid, kry wysheid, want dis kosbaar, dis belangrik. As jy dit het, dan sal jy suksesvol wees. Spreuke 5 vers 1. En dan weer slegte raadgewers, soos waarsêers, waarvan Hosea 11 vers 6 praat. Dis dan nou die mense wat nou kon sê soos die gypsies die toekomsvoorspelling doen met die kristalballe en die tarotkaarte en die handpalmlesers en die teeblare lesers, al daai tipe van goed. Dis mense wat jou verkeerde raad gee. Dan is daar ook mense wat van nekromansie gebruik gemaak het. Nekromansie beteken om iemand wat afgesterf het te raadpleeg. En hulle word ook dode besweersters in die Bybel genoem. In hierdie geval was daar een in Endor, en Saul het na haar toe gegaan en vir haar gesê, roep vir my vir Samuel op, want ek het nou raad nodig, laat Samuel my bietjie kan raad gee. En dan sien ons hoe dat die raad wat hy dan nou kry waar geword het, maar dan sê Samuel, wat nou kan sy aan hom verskyn het vir hom, jy gaan saam met my wees, jy gaan sterf, en dan gaan jy saam met my wees hier in die doderyk. Nou Samuel was 'n profeet, hy is nie op dieselfde plek as wat Saul gaan wees nie, want Saul was ongehoorsaam, hy het sy eie kop gevolg, hy het sy eie raad gevolg, hy het verkeerde besluite geneem, en uiteindelik kan hy nie op dieselfde plek wees as wat die regte Samuel is nie. Daarom dink ek dat hierdie oproep van hierdie sogenaamde gees van Samuel eerder 'n bose gees is as wat dit regtig Samuel was. En dan is daar ook ander bose raadgewers, hulle word ook slangbesweerders genoem, so hoe presies dit gewerk het, weet ek nou nie, of het daai ouens is wat die fluitjie blaas en 'n dansie slang, of mense wat slange hanteer, of wat ook al, as die slang in daai rigting sê dit, en as hy in daai, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar hulle het ook slangbesweerders gehad, by wie hulle raad gaan kry het, en dan ander mediums en spiritiste. Nou dis alles goed wat die Bybel veroordeel, wat God sê, dis nie waar jy moet gaan raad soek nie, dis die bose goed daai, bly weg daarvan. As jy wil raad hê, gaan na die goeie raadgewer toe. En dan sal ook mense wat by afgode gaan raad soek het, soos die geval van waar hulle na Baal Zebub, die god van Ekron toe gegaan het, die koning, ek dink dit was Agas, as ek dit nie mis het nie, 2 Konings 1 vers 2 lees ons daarvan. En dan was daar ook heilige plekke van aanbidding, waar daar so sinagoges of kerkies was, en dan het hulle na daardie plekke toe gegaan, en daar gaan soek vir raad. Nou gewoonlik was priesters daar, of verkondigers van die woord, profete daar, en het hulle by hulle raad gaan soek, soos by Bethel, Gilgal, Berseba, waarvan ons in Amos 5 vers 5 lees. En dan ook die Joodse raad, hoe dat hulle ook raad gegee, die skrifgeleerdes, die fariseërs wat lede was van die Joodse raad, en dan spesifiek Gamaliel, wat ons van lees in Handelinge 5, wat vir die Joodse raad sê, maar kom ek gee nou vir julle raad, julle weet nou nie wat om te doen met hierdie Christene wat aanhou om die evangelie te verkondig, en julle het hulle nou al in die tronk gegooi, en julle het al allerlei dinge probeer, maar hulle wil nie ophou nie, hulle wil nie stil bly, maar kom ek sê nou vir julle, los hulle. En as dit wat hulle doen van die Here afkom, gaan ons hulle nie kan keer nie. En as dit van mense afkom, nou ja, dan gaan dit sommer van self verdwyn. So dit was Gamaliel se raad aan die Joodse raad. En dan ook die apostels, Paulus wat in 2 Korintiërs 8 vers 10 vir die gemeente in Korinthe sê, ek gee nou vir julle die volgende raad. Hier is die wyse leiding wat julle moet volg. En tog weet ons, is daar sommige mense wat nooit vir raad sal vra nie.
Hulle sê altyd, as 'n man verdwaal, het hy 'n probleem. As jy nou nie 'n GPS het, of jy het nou nie 'n selfoon wat jy nou pad kan soek by nie. Want hulle sê, 'n man vra nie sommer raad by iemand langs die pad, vir padaanwysings nie. Hulle sê, 'n vrou sal dit nou nog eerder doen. Daar is sommige mense wat eenvoudig net weier om by iemand anders te gaan raad vra. Hulle sal self probeer om die probleem op te los. Want hulle dink, dis 'n teken van swakheid. As ek nie self weet hoe my eie probleem op te los nie, is ek swak. En as ek nou iemand anders moet gaan raad vra, dan beteken daai persoon is sterker as ek. En ek is mos altyd in kompetisie met almal om my. En omdat ek nou swakker gaan wees as hierdie ou, gaan ek om raad vra. En ander mense is ook bang om te vra vir raad, want hulle is bang, hulle word soos marionette gemanipuleer. Hulle wil eerder self hulle eie besluite neem as om in ander mense se mag en beheer te wees. En nou wil ek volgende vir jou vra, wie of wat is jou raadgewer? Waar kry jy goeie raad, wyse leiding, as jy dit nodig het? Is jy een van die persone wat sal sê, niemand nie. Ek volg my eie intuïsie. Intuïsie is jou aanvoeling. Die vrouens praat van 'n 6de sintuig wat hulle het, is hulle intuïsie. Ek volg my eie denke, my eie verstand. Ek werk self met my kop, my eie probleme uit. Ek het nie nodig om iemand anders raad te vra nie. Is jy dalk iemand wat sê, maar daar is uitstekende boeke beskikbaar, van skrywers wat uitstekende raad gee. Oulike dagstukkie boekies, of hierdie boekies vir dummies, nee, 101, wat ook al vir dummies, as jy nou iets wil weet van iets, dan gee die boek nou vir jou goeie raad daaroor. En dan sê ander weer, maar daar's baie oulike video's op YouTube. As ek nie weet hoe om iets te doen nie, dan kyk ek gou op YouTube, en dan sien ek hoe iemand anders daardie probleem oplos, en dan kry ek nou 'n nuttige wenk daar, en dit gee vir my raad, en dan kan ek my probleem maklik oplos. Anders sê weer, nee, maar ek sal vir prof Google gaan vra, hy is baie slim. Of Wikipedia, mense kry nogal interessante inligting, en selfs goeie raad by Wikipedia, of net op die internet, op ander plekke ook. En dan nou die nuwe ding, dalk nie meer so nuut nie, kunsmatige intelligensie. Hulle geweet, daar selfs 'n kunsmatige intelligensie Jesus op die internet. En dat mense met hom, die Jesus, in gesprek tree en vir hom raad vra, en dat hy dan vir hulle raad gee, gebaseer op al die dinge wat Jesus in die Bybelse tyd gesê het, en waar hy sy data vandaan kry. En dan sê die mense, dis my go-to, dis waarna toe ek gaan, as ek wyse raad nodig het. Maar julle moet onthou, as jy daai kunsmatige intelligensie vra vir die wyse raad, sê bietjie vir hom partykeer, reveal your sources. Dan word maak bekend wat jou bronne is. En dan kyk jy bietjie of daai bronne regtig gesaghebende bronne is. Ek onthou toe ek op skool was en ek deelgeneem het aan redenaarskompetisies, het daar altyd die mense altyd vir jou gesê, moenie die huisgenoot aanhaal wanneer jy besig is met 'n redenaarskompetisie, want dis nie 'n gesaghebende bron nie. Baie mense dink, maar dit is gesaghebende bronne, maar hulle sê nee, jy moet eerder 'n wetenskaplike tydskrif of 'n wetenskaplike boek aanhaal, dis 'n gesaghebende bron. Maar kyk 'n bietjie wat is kunsmatige intelligensie se bronne, voordat jy sommer maar net klakkeloos navolg wat hulle vir jou sê. En dan sê mense weer, maar daar is ander mense wat ek ken met baie wysheid, soos my ouers, goeie vriende en ander mentors, en by hulle kry ek wyse raad. Watter een van hierdie is jou maniere van raad kry? Doen jy dalk al hierdie dinge, of niks daarvan nie? Vandag wil ek met u gesels oor Jesus, die wonderbare raadsman. Toe ons Kersangdiens gehad het, het ons begin by Jesaja 9, waar die profeet aangekondig het dat daar 'n jong vrou gaan wees wat swanger gaan word en 'n seun in die wêreld gaan bring, en dat hy genoem sal word
wonderbare raadsman. Sterke God, ewige Vader, vredevors. En nou het ons verlede week, as jy reg onthou, gepraat oor Jesus as die vredevors. Die een wat vrede kom bring het. Vrede tussen mens en God, want sonde is oorlog teen God. Dit bring vyandskap tussen my en God. Maar Jesus het vir my gesterf, sodat hy met sy bloed my sonde kan afwas, en daar vrede tussen my en God kan wees. Dit was verlede week. Vandag gaan ons die klein verskuif na die eerste naam wat hy gekry het, wonderbare raadsman, oor wat dit beteken. Jesaja 11 gee vir ons die eerste antwoord daarop. In Hoofstuk 11 vers 1 staan, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï. Nou, Jesaja is 'n gedig. Baie van die grootste gedeeltes van Jesaja is poëties geskryf. Dis as gedigte geskryf. En daarom is daar baie beeldspraak. En as hy sê 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï, dan beteken dit iemand uit die nageslag van Isaï gaan gebore word. Nou Isaï was die vader van Dawid. So iemand uit die nageslag van koning Dawid is op pad. En die profete het op verskeie kere vir die volk ook gesê, omdat die Here geïnspireer het om dit te sê, dat iemand uit die nageslag van Dawid gaan kom om as koning te regeer. En God het vir Dawid self gesê, jou koninkryk gaan 'n ewige koninkryk word deur een van jou nageslagte. Hy praat verder oor hierdie takkie, dit gaan begin as 'n loot wat uit sy wortels sal vrugte dra. Nou onthou, Israel is in ballingskap weggevoer, hulle is totaal en al vernietig, daar is amper niks van hulle oor nie, daar staan net 'n stompie. Maar die Here se genade is so groot, dat daai stomp wat daar oorgebly het van hierdie volk, dat daar 'n looitjie sal uitkom. En daai looitjie gaan 'n tak word. Die tak gaan vrugte dra. En hoekom gaan hierdie tak in staat wees om vrugte te kan dra? Want die Gees van die Here sal op hom rus. Nou dis belangrik om hierdie woordjie rus raak te sien. Dis 'n blywende inwoning van die Heilige Gees. In baie dele van die Ou Testament word gepraat dat die Gees van die Here van iemand besit geneem het, of oor iemand gekom het. Maar dit was gewoonlik maar net 'n tydelike gebeure. Hier word gepraat van 'n permanente gebeure. Hy sal by hom bly, hy sal op hom rus, hy sal hom nie weer verlaat nie. En hierdie Gees gaan hierdie nageslag van koning Dawid, hierdie persoon, gaan hy toerus met wysheid en insig en raad en sterkte en kennis en eerbied vir die Here. Dis wat die Heilige Gees vir die persoon gaan gee. Nou weet ons vanuit die Nuwe Testament, teruggekyk na die Ou Testament, dat die persoon van wie Jesaja hier praat, Jesus Christus is. Want hy is die wonderbare raadsman. En om 'n wonderbare raadsman te kan wees, het jy wysheid en insig en raad en sterkte en kennis en eerbied vir die Here nodig. En hy het dit alles, want die Gees het hom daarvoor toegerus. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. So wanneer jy na hom toe gaan vir raad, gaan die raad wat hy jou gee nie gebaseer wees op hoorsê nie, of op uiterlike skyn nie, of op iets wat iemand iewers eers gesê het nie. Dit gaan gebaseer wees op wysheid, goddelike wysheid. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel
Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Kyk wat het hy gesê vir die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy het gesê, julle is huigelaars, julle is witgepluisterde grafstene. Van buite af lyk julle blink, maar onder is julle vol doodsbeendere. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. En nou kom ons by die gedeelte wat die vredevors weer beklemtoon, waarvan ons verlede keer gelees het. En dit word weer in digterlike taal vir ons geskryf. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperd sal tussen bokkies lê, kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjie sal vir hulle almal sorg. En ons moet dit nou nie letterlik vertolk nie, dit is metafore vir vrede. Koeie en beere sal saam wei, en kleintjies sal by mekaar lê van hulle. Leeu sal gras eet soos beeste, soos wat dit in die paradys in die tuin van Eden was. Babiekie sal by die gate van adders speel, klein kindertjie sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Hierdie toestand van vrede wat die vredevors bring sal heers. Op my heilige berg sal niemand kwaadhanderig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is, want die kennis wat Jesus gaan oordra aan die mense, gaan hulle vul met kennis van God, soos wat hulle nog nooit voorheen in die geskiedenis gehad het nie. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaï 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra, hulle sal by hom kom raad soek, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Die wyse manne uit die ooste het na hom gevra, gesê, ons het sy ster gesien, ons wil weet waar is hy. Sy woonplek sal hoë aansien geniet. En dis weer beeldspraak om te sê, hy is die koning wat regeer. En dan in Johannes 3 lees ons van Nikodemus, een van die skrifgeleerdes, wat in die party van die fariseërs behoort het. Daar was 'n man met die naam Nikodemus, hy het aan die party van die fariseërs behoort, en hy was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, wat beteken my leermeester, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. So hy kom in die nag en hy kom vra vir Jesus raad. En Jesus gee hom raad. En dan verder aan in hierdie hoofstuk kom seker die belangrikste vers in die Bybel voor, hoofstuk 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus praat met Nikodemus oor wedergeboorte, wat noodsaaklik is om 'n kind van God te kan word. Nikodemus sukkel om dit alles te verstaan. Maar hy kry raad by Jesus, die raadgewer, die wonderbare raadsman. In Johannes 8 lees ons in vers 3 dat die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n vrou wat op oorspel betrap is na hom toe gebring het en haar in die middel van die kring van die mense laat staan het. En hulle sê vir Jesus, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat is u raad? Wat sê u moet ons doen? Nou hulle het natuurlik probeer om met 'n verskuilde agenda hier te werk. Hulle soek net 'n rede om fout te vind om Jesus te vang en om te kruisig en van hom ontslae te raak. So hierdie is nie regtig raad soek in die regte sin van die woord nie. Dis 'n lokval. En wat doen Jesus? Hy skryf met sy vinger daar in die sand. Dis asof hy hulle ignoreer. En dan dring hulle daarop aan dat hy 'n antwoord moet gee. Hierdie vrou is op oorspel betrap. Ons weet sy is skuldig. Moses sê, gooi hom met klippe dood. Wat sê u? Dan antwoord hy hulle. Goed, die een wat nie sonde het nie, wat niks verkeerd doen nie, wat nie God se wil oortree nie, tel die eerste klip op en gooi op aan. En so draai hulle een vir een om en stap hulle weg. En dan sê Jesus vir die vrou,
ek veroordeel jou ook nie, maar gaan heen en moenie meer sondig nie. So ook vir haar het hy die beste raad gegee wat sy ooit kon begeer. En hoekom? Want hy is die wonderbare raadsman. En dan in Lukas 18 lees ons van die man van aansien, 'n ryk man, wat na Jesus toe kom en vir hom sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy kom soek raad. Hy wil die ewige lewe hê. Die wonderbare raadsman met hom vertel, hoe kan ek die ewige lewe kry? Dan sê Jesus vir hom, jong, is geval van jy moet gehoorsaam wees aan God. Jy moet die gebooie gehoorsaam. En dan sê hy, ja, maar ek het dit almal gedoen. En dan sê hy vir my, jy kort nog een ding. Gaan verkoop al jou goed en gee die geld vir die armes. En dit was vir die ryk man een te veel. Want hy het baie besittings gehad. En hy het bedruk weggestap. Hy het nie die raad van die wonderbare raadsman gevolg nie. En baie nadelige gevolge het daarop gevolg. Matteus 7. Dis nou die einde van die bergrede. Die bergrede is van Matteus 5 tot vers 7, of hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, waar hy begin met die geseënd is uitsprake, en dan eindig hy met die huis wat op sand gebou is, die huis wat op rots gebou is, die 2 paaie net voor dit. En toe al hierdie goed klaar vir hulle gesê het, en vir hulle gesê het, julle het gehoor dat daar vir julle gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyande moet jy haat, maar ek sê vir jou, jy moet jou vyande lief hê. En al die dinge wat daarop volg, en daarmee saamgaan. Lees ons hierdie woorde, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig. Want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Hy was 'n wonderbare raadsman, en al die raad wat hy daar vir hulle gegee het, was met gesag gegee, goddelike gesag, en nie soos die goed wat die skrifgeleerde self uitgedink het nie. Jesus is inderdaad die wonderbare raadsman. Ook Johannes die Doper getuig daarvan. Toe hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, toe hy vir Jesus sien. Dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is. Nou Jesus is na Johannes die Doper gebore. Maar Johannes die Doper sê, hy was voor my reeds daar. Want Jesus is God. Hy is ewig. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie. Maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes ook getuig, en nou is dit 'n belangrike gedeelte. Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Presies dit wat ons in Jesaja gesien het in hoofstuk 11. Dat die Heilige Gees op hom kom rus het, op hom kom bly het, permanent in hom gewoon het. Ek het self nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie hy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Hy is die wonderbare raadsman van die Gees wat wysheid, kennis, insig, sterkte, eerbied vir die Here gee, het in hom gebly. Johannes die Doper is die getuie daarvan. In 2 Korintiërs 4 vers 8 praat Paulus oor sy lyding. En hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Hoekom kon hy dit skryf? Ons is oor raad verleë, ons het raad nodig, maar ons is nie sonder raad nie, ons is nie radeloos nie, ons het raad. Hy kon dit skryf, want hy het 'n ontmoeting gehad, op pad na Damaskus, met niemand anders as die wonderbare raadsman,
Jesus Christus. En daarom is hy nie radeloos. Dit laat my amper dink aan die tye waarin ons leef, waar ons dikwels kragonderbrekings het. En ons kan sê, ons is sonder elektrisiteit. Maar ons is nie kragteloos nie. Want ons het allerhande raad en antwoorde daarvoor. Ons het kragopwekkers, ons het sonpanele, allerhande planne wat ons maak. Liggies wat met batterye werk, en alles wat daarmee saamgaan. Ons het raad. Ons het nie elektrisiteit nie, maar ons is nie kragteloos nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie, want ons ken die wonderbare raadsman. Wat is die implikasies daarvan? Hy is inderdaad ook ons wonderbare raadsman. Maar hy is nou nie meer fisies hier by ons teenwoordig nie. Ons kan nie na Jesus fisies toe gaan en met hom gaan praat, soos wat die disippels kon doen in daardie tyd nie. En omdat hy nie fisies by ons teenwoordig is nie, is dit moeilik en nie meer so maklik om net na Jesus toe te gaan en vir hom te sê, Here, ek het nou raad oor hierdie saak nodig nie. Hoe werk dit nou? Deur sy woord, die Bybel, en deur sy Heilige Gees, wat ook in ons kom bly, nie net vir 'n rukkie nie, maar in ons kom rus vind, en ons sy tempels kom maak, gee hy vir ons wonderlike wenke wat werk. Jy het dit sekerlik in jou eie lewe self al ervaar en beleef, hoe dat jy met 'n probleem of 'n uitdaging geworstel het, oor die aangeleentheid gaan bid het. Maar volgende oggend, baie keer hier by 3 uur se kant, skrik jy skielik helder wakker. En dan het jy die oplossing. Dan kom dit net skielik na jou toe. Van die wonderbare raadsman is jou wonderbare raadgewer. As jy 'n verhouding met hom lewe, as jy hom ken, soos wat Paulus hom geleer ken het, en as hy jou wonderbare raadsman is, dan gaan jy oor raad verleë wees, maar nie radeloos nie. As jy die Bybel ken, en as God se Gees in jou woon en jy hom gehoorsaam, is jy oor raad verleë, maar nie radeloos nie. En daarom moet ons hierdie vraag vanoggend beantwoord ter afsluiting. Hoe lyk jou verbinding met God se woord en God se Gees? En hoe gaan jy dit opknap? Daar is sekere plekke waar selfoonverbindings baie swak is, want jy is ver van 'n selfoontoring af. En as jy iemand probeer bel en met hulle probeer praat, dan hoor hulle net so elke 3de of 4de woord. En jy kan nie regtig sin maak uit dit wat hulle vir jou sê nie. Maar wanneer jy nader aan die selfoontoring kom en jy beter opvangs het, dan kan jy baie duidelik elke woord hoor wat die persoon vir jou sê. En dis wat ek met verbinding bedoel. As ek God se woord ken en ek naby aan God leef, as Christus deur sy Heilige Gees binne in my woon en ek sy stem en sy leiding gehoorsaam, dan het ek altyd die wonderbare raadsman tot my beskikking. Maar as ek ver van hom af wegbeweeg, as ek teen God oorlog maak met my sonde, as ek nie wil luister as hy met my praat nie, as ek nie sy goeie raad volg nie, dan raak ek nie net oor raad verleë nie, maar word ek ook radeloos. En die teenoorgestelde is waar. So, kom ons doen ekstra moeite om by die wonderbare raadsman aan te klop
vir wonderlike raad, vir alles wat ek nodig het, vir wyse leiding, deur sy woord te ken, en gehoorsaam te wees aan sy Gees wat in my woon. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus Christus ons wonderbare raadsman is. Dat ons na U toe kan kom wanneer ons wyse leiding nodig het. U weet hoe dikwels ons voor uitdagings te staan kom en ons magteloos voel, omdat ons nie die antwoorde het nie, omdat ons nie oplossings het nie. En omdat ons baie keer net te ongeduldig is en nie wil wag vir daardie antwoorde en oplossings nie. En hoe ons dan gaan raad soek op allerhande verkeerde plekke. Plekke waar ons verkeerde raad kry wat nadelige gevolge vir ons inhou. En daarom kom bid ons, Here, gee vir ons vandag die geduld, die wysheid, die insig, die kennis, die sterkte en eerbied vir U, deur U Heilige Gees wat in ons woon, sodat ons altyd in verbinding kan bly met Jesus Christus, ons wonderbare raadsman. Dankie dat ons vandag kan kom bid vir die 2 gemeentes wat hier verenig is, Unitas Park en Falconridge, vir elkeen se leraars en kerkrade, vir elkeen se Bybelonderrig of kategetiese onderwysers, vir elkeen wat betrokke is by die vroueaksies, die amptenare, die skribas, die oraliste, die kosters, skoonmakers, die tuiniere, elkeen wat moet sorg dat alles reg verloop, sodat die koninkryk kan kom. Sodat ons ook uitdraers van U beeld en van U koninkryk in hierdie wêreld kan wees. Vader, dankie dat ons die voorreg het om U te kan ken, om U te kan aanbid. Ons bid daarom ook vir al die siekes in ons gemeentes, vir almal wat hartseer en bedroef is, vir almal wat eensaam voel, vir almal wat weggegooi voel, verwerp voel, vir almal wat werkloos is en nie weet waar hulle kos môre vandaan gaan kom nie. Ons bid vir so baie mense wat swaar kry in hierdie tyd. Gee ook vir ons elkeen wyse raad, sodat ons sal weet vir wie om te help, wie dit regtig nodig het, en wie maar net kansvatters en skemers is. Vader, gee vir ons deur U wyse raad ook die regte leiding om gehoorsaam te wees aan U wil, sodat ons altyd sal lewe tot U eer, tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om Here te dien met die dankoffers.